wat dink jy? Chanel, wat dink jy? Vriende, wat is jou gedagtes oor hierdie Bybelvers? Ons lees in Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Chanel, hierdie is seker een van die mooiste beloftes in die Bybel. Beslis, Janine, beslis. Maar weet jy wat vir my so interessant? Dat God hierdie woorde, hierdie belofte oorspronklik gesê het aan Israel terwyl hulle in ballingskap was. So wat dit vir my sê is dat God juis in moeilike tye besig is om sy kinders voor te berei. Maar dit is nie altyd so maklik dan in moeilike tye om die silwer randjie te sien nie. Of wat dink jy, Janine? Nee, dis nie altyd maklik om daai silwer randjie te sien nie, Chanel, maar dis waar ware geloof en vertroue en dan natuurlik ook ons optrede 'n groot rol speel. Want dis daai hoop, die belofte wat die Here vir ons gee in daai moeilike tye. En dis 'n baie groter en diep troos daai nê. Maar ek dink baie keer gebruik mense hierdie belofte vir geld, goeie werk of geen probleme nie. Maar sien, God se grootste doel is nie ons gemak nie, maar eintlik ons karakter. Dis 'n baie belangrike punt, Chanel, want God se planne van vrede beteken nie altyd maklike dae nie. En dit beteken hy werk aan ons vir die ewigheid. Maar dit is ook interessant dat ons in Jeremia 29 in vers 12 en 13 onmiddellik lees, dan sal julle my aanroep, julle sal my soek. So nou, wat dink jy hiervan? Janine, ek dink hierdie wys vir ons dat God se beloftes juis bedoel is vir harte wat hom soek en hom vertrou. Weet, dis nie net losstaande positiewe gedagtes hierdie nie, maar is 'n belofte van God, maar deel van 'n verhouding met God. Wat dink jy? Dis juis hoekom ons in 'n verhouding met ons Skepper moet wees. Absoluut, absoluut. Vriende, wat dink jy? Los vir ons jou gedagte in die comments hieronder en onthou om die like knoppie te druk. Tot volgende keer. Wat dink jy?